Ons is besig met 'n baie interessante verhaal, die verhaal van Noag. En vir die doel gaan ons blaai na Genesis 6. Vir die volgende paar Sondae gaan ons stil staan by die verhaal van die vloed, die verhaal van Noag. Genesis 6, vanoggend se studie is vers 9 tot en met vers 14. Vers 9 tot vers 14. Genesis 6, ons gaan saam lees vanaf die 9de tot die 14de vers. Ek gaan dalk 'n bietjie buite in die gewone, gaan ek vra dat jy net so bly sit, en dan gaan ons net die hoofde buig, en ons vra dat die Here met ons sal praat deur sy woord. Kom ons bid saam, ons buig voor die Here. Ons loof U, Here, ons aanbid U, genadige God, Vader, Seun en Heilige Gees. U is vol heerlikheid, vol heiligheid, krag, geregtigheid, skoonheid, liefde, barmhartigheid, genade, getrouheid. Ons loof U vir die skepping. Ons het dit bestudeer daar aan die begin. Ons sien U handewerk in alles om ons. Ons loof U omdat U dit onderhou elke dag. Ons loof U vir die genade, veral in die versoeningsdood van die Here Jesus, sy opstanding, dit wat vir ons die evangelie vorm, waardeur ons gered word, dis die middelpunt, dis die kruks van ons geloof. Ons loof U daarvoor. Dit is maklik om dit te bely. Help ons om volgens hierdie waarhede te lewe en dit in ons lewe prakties elke dag te sien uitwerk. Ons loof U, Here, omdat U deur die woord U self aan ons openbaar. En verder ook U plan, U reddingsplan vir die nasies aan ons openbaar. Dit vir ons gee, eintlik in 'n sin aan ons toevertrou. En ons het 'n verantwoordelikheid om hiervolgens getrou te leef, dat ons U kan eer. As ons kyk vanoggend na die verhaal van Noag en 'n deeltjie daarvan hanteer, help ons om te sien, dis eintlik maar die wêreld waarin ons leef. Dis moeilik om die dinge soms met mekaar te versoen, want dit is 'n tydperk wat baie jare gelede plaasgevind het. Dis geskiedenis wat baie lank gelede gebeur het. Maar ons sien dit as 'n spieël. En deur die Heilige Gees kan ons ook daardeur ons oplossings opmerk. Ons sien U genadige hand. Ons sien U grootheid in die manier waarop U met die mensdom werk. Sal U dit vir ons duidelik kom wys. Nou staan ons voor U met 'n behoefte, met 'n begeerte. Sal U ons kom voed met hierdie lewende woord. Sal U ons kom versadig met dit wat U vanoggend vir ons sê. U woord is die middelpunt van ons byeenkoms. En as ons dit verklaar, as ons dit oopbreek, help ons om te verstaan, help ons om dit uit te leef. Ons bid dit met dankbaarheid, omdat U vir ons goed is. Ons het dit gesien in die lieflike reën wat ons die afgelope tyd ontvang het. Ons bid dit met versigtigheid, want U is 'n heilige God, 'n groote God. Ons bid dit in aanbidding, want U kom toe die lof en die eer en die dank van ons harte. Amen. Genesis, hoofstuk 6, kom ons lees saam vanaf vers 9 tot 14. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. En Noag het 3 seuns gehad: Sem, Gam en Jafet. Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God, en die aarde was vol geweld. Toe sien God die aarde aan, en dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. En God sê vir Noag: die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou 'n ark van goferhout. Met afdelings moet jy die ark maak, en dit binne en buite met pik bestryk. Net tot daar wat ons lees in die onfeilbare woord van die Here.
Die Bybelse vertelling van Noag se ark, die Bybelse vertelling van die geskiedenis van Noag, is nie die enigste verwysing na die feit dat daar 'n vloed was nie. Daar is verskillende ou opgrawings, klei tablette ensovoorts wat hulle vind van samelewings wat 'n verwysing het na 'n vloed, 'n verwysing na iets in hierdie verband wat plaasgevind het. So vind jy as jy dit interessant vind, verskillende kulture se vertellings, baie verdraai, baie verwronge. Ons sit met die eerstehandse vertelling, Moses by God gehoor, dit vir ons neergeskryf. Maar ek wil vir 'n paar noem net interessantheidshalwe. Die Mayaanse vloedmiete, dis Suid-Amerika. Hulle vertel van Huracan. Sy naam was Huracan. Dis 'n wind en 'n stormgod wat die groot vloed veroorsaak het omdat mense die gode kwaad gemaak het. Na die vloed, sê hulle, het 3 mans en 4 vroue die wêreld herbevolk. En dan kry jy die Chileaanse, die mense van Chile het ook 'n vloedmiete. Hulle vertel van die legende van Tren en Kai Dis 2 gode, dis eintlik 2 slange wat uit die berge van die suidelike dele van Chile gekom het en hulle het, dis die god van die aarde en die god van die see, 2 reuse slange wat met mekaar oorlog gevoer het en die god van die aarde het uiteindelik gewen, maar daarom was 'n groot deel van die wêreld see as gevolg van hierdie stryd. En dis waar die vloed vandaan kom, sê hulle. Nou Tren, die god van die aarde, het nou uiteindelik gewen, maar dit is as gevolg van, as jy nou gaan kyk na Chile op die wêreldkaart, hulle het baie eilandjies hier in die Weskus van Chile. Dis waar hulle baie eilande, die eilandgroep vandaan kom, is as gevolg van hulle miete. Die Sumeriese vertelling van die vloed is die oudste ene wat hulle met tablet gevind het. Vertel die verhaal van Ziusudra, een van die gode. Nou die verhaal dateer omtrent 2000 jaar voor Christus. En in hierdie verhaal sê hulle die gode was gefrustreerd deur al die geraas wat die mense gemaak het. Die gode kon nie slaap nie want die mense het te veel geraas. En toe het hulle besluit om die mense om dood te maak. En die god Enki waarsku dan vir Ziusudra dat die vloed van kom. Hy bou 'n skip en hy oorleef die vloed. Dis parallelle volgens die Sumeriese vloedverhale. Die Inkas het ook 'n mite wat hulle oordra en hulle praat van Unu Pachacuti. Die verhaal het 'n skeppergod, Kontiki Viracocha is die skeppergod se naam, en hy het 'n reuse ras geskep uit klippe. Dis 'n reuse wat hy gemaak het uit klippe, want vir die Inkas is die klippe 'n belangrike deel van hulle bestaan. Maar hy het 'n vloed gemaak om hierdie reuse dood te maak, omdat hulle onbeheerbaar geraak het. Hulle het te sterk geword. Daarna het hy die mensdom toe nou weer geskep uit kleiner klippe. En dis waar hulle vloedmiete, of dis hoe hulle vloedmiete dan nou lei. En ek kan aangaan, daar's verskillendes, as jy geïnteresseerd is in die goed, gaan lees dit gerus. Dis baie verwrong, baie verdraaid. Maar kan ek vir u sê, as ons vanoggend die Bybel oopmaak en 'n verhaal lees van Noag, ons begin met Noag se geskiedenis, dan gaan jou gedagtes onmiddellik na prente wat jy sien met die kinderbybels, en vir die kindertjies word nou al hierdie goedjies geleer, ons vind dis een van die mooiste verhale om vir die kinders te leer, né, van die diere wat 2 in die ark ingegaan het en al die dinge. En dan sien jy, ek sien in my geestesoog altyd hierdie prentjies van Noag en die diere op die ark wat amper lyk soos 'n kolwyntjie wat te veel meel ingekry het en nou bars hy bo uit, want daar's soveel diere, jy kan nie dink dat die ding bo op regop sal bly nie, en daar's basies nie plek op die ark nie. Dis alles maniere wat die ding voorgehou word, wat so verdraaid is. Geen wonder die kinders word groot en hulle sê, ag, dis maar net 'n verhaal nie. En tog, dit is 'n feitelike deel van die geskiedenis. As ons die Bybel vanoggend oopmaak en ons lees die verhaal, die geskiedenis van Noag, en ons glo wat die Bybel sê, dis die span waarvoor ons speel, dan moet ek vir u sê, ons is 'n minderheidsgroep. Ja,
As ons stemme moet neersit van wie glo almal die ark was regtig, die Noag met sy vloed was 'n feitelike gebeurtenis, gaan jy sien ons is ver in die minderheid. Ek lees nou in die week as 'n mens maar so met dinge te doen kry en ek dink dit was op soek na 'n prentjie wat ek hierop dit teëgekom het. Ek wil nou nie sê per toeval nie, maar die Britse koerant, die baie bekende Britse koerant The Guardian, hulle het 'n resensie van 'n film wat gemaak is. Dit is 'n fliek waarin Russell Crowe speel wat van Noag. En wat my oog vang was die opskrif. Die opskrif van die artikel in die Guardian sê Noah, an unholy mess, drowning in unbiblical detail. En ek dink, het die Guardian dan nou die dinge raakgevat hier. Ek meen dat hulle nou, ek lees verder, die joernalis se naam was Alex von Tunzelman. En ek dink toe regtig hierdie ou het nou iets raakgevat as gevolg van sy opskrif. Net om my amper in die tweede sin vas te loop in hierdie woorde. Most historians, luister mooi na sy woorde. Most historians, apart from the really way out ones, accept that Noah is a mythical figure. Dis 'n mite. En dan sê hy, there being no evidence for his existence outside ancient folkloric tradition. So dis volkverhale, dis 'n mite, dis maar net stories wat jy vir kinders vertel om hulle in die aand aan die slaap te kry, maar net die wayward historiekusse glo dit, sê hierdie man. Ons gaan oor die volgende paar Sondae praat, die geskiedenis wat in vers 9 begin. Dit bring ons in direkte kontak met 'n baie groot en 'n belangrike karakter in die Bybel. Hy word in Hebreërs 11 ook genoem, een van die geloofshelde. Noag is sy naam. En die belangrikste hier wat ons vanoggend vir u wil wys, dis die basis wat ons gaan lê, is Noag het 'n verhouding met God gehad en hoe God hierdie verhouding gebruik vir sy plan. Ons het van die begin af gesê, dit wat in die wêreld gebeur, hierdie dinge wat ons lees, wat plaasvind in die geskiedenis van die mensdom, is nie maar net God wat sit en probeer beheer uitoefen oor sekere aspekte nie. Hy het ten volle beheer van die geskiedenis, dis in sy hande, en hy gebruik vir Noag om sy plan tot uitvoer te bring. Nou in hierdie gedeelte wil ek vanoggend 'n paar goed noem wat veroorsaak het dat Noag so besondere, heilige, vir ons goeie voorbeeld is om na te volg. En die eerste hoofgedagte waarby ons gaan stil staan, God se genade het in Noag se lewe vooruitgegaan. Met ander woorde, God se genade is die inisiatief, die goddelike vonk as jy wil. Die inisiatief vir dit wat ons in Noag se lewe raak sien. Genesis 6 vers 9 sê, dit is die geskiedenis van Noag. Nou net tot daar eers, want dit beteken bloot net, en ons het al te doen gekry met hierdie, dit is die geskiedenis, dit is die Hebreëse woord toledot, wat beteken, hier is die vertelling van, of hier is die verhaal van, hier is die geskiedenis van, word ook vertaal met die geslagsregister van, ons het dis die derde een in Genesis. Die eerste een was die geskiedenis van die aarde, die tweede een was geskiedenis van die mensdom, van die skepping van die mens, van Adam, nou het ons die geskiedenis van Noag, die vertelling van Noag. So dis hoekom vers 9 begin eintlik met 'n nuwe afdeling as jy wil, in die verhaal, in die boek Genesis. So hy sê, Noag, dis die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige man. 'n Regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Regverdig is 'n forensiese term of 'n regsterm, soos wat sommige dit noem. Wat beteken Noag was voor God regverdig. Hy was onskuldig. En dit beteken nie, ons het laas keer al dit gesê, dit beteken nie hy was sonder sonde gebore nie. Hy's 'n seun van Adam, wat beteken hy's in sonde ontvang en gebore, maar Noag het 'n verhouding met God gehad wat gemaak het dat hy regverdig verklaar was. Hy was 'n kind van God. So die regverdigheid te doen met hy was sonder skuld of blaam voor God. Maar dan sê hy, Noag was 'n regverdige, opregte man. Opreg beteken, dit het te doen met sy integriteit.
vir mense. In die Hebreëus word hierdie gebruik, dieselfde woord wat gebruik word met offers. As hulle die offers gebring het in Levitikus, dan sê hulle dit moet 'n offer wees wat sonder blaam is. Daar moenie 'n gebrek aan die offer wees nie. En dit is jou vertoon moet reg wees. Jou lewe voor mense moet reg wees. So regverdig, hy was voor God regverdig. Opreg, hy was voor mense regverdig. Met ander woorde, dit was die tipe ou wat mense gesê het, hoorie, daar's 'n kind van God en jy sien dit in sy lewe. Die manier wat hy besigheid doen, die manier wat hy lewe, oral waar hy gaan, in alles wat hy doen. Hy's 'n regverdige, opregte man. En dan lyk dit maklik asof Noag uit eie pogings met sy eie inisiatief 'n goeie mens was. Dis soos party ouens wat kyk na die kindertjies en sê dan, jy's gelukkig, jy het 'n soet kind, jy weet, dit dink hulle dit het sommer net per ongeluk gebeur. En dis nie hoe dit werk nie. Dit werk nie so met mense nie, dit werk nie so met kinders nie. Dit is nie wat die Bybel leer nie. Ons het gesien in vers 8 alreeds, Genesis 6 vers 8, maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. En die beginsel wat die Bybel ons leer, dis die eerste punt wat ons maak, is dat God se genade kom altyd eerste en daarna die mens se reaksie. Dis in lyn met die Bybelse beginsel, eers God, hy is die inisiatief in ons lewe en daarna kom enigiets wat goed is in my lewe. Was dit nie Jesus wat vir ons gesê het, Johannes 6 vers 44, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie. Niemand kom uit sy eie na God toe. Niemand besluit uit sy eie. Hoorie, ek dink dis 'n goeie idee om die Here te dien en om die Here te volg. Dis wat ek gaan doen. Hier's 'n goeie plan. Ek gaan my na die Here toe vat. Ek gaan my lewe vir die Here gee en ek gaan 'n kind van God wees. Niemand besluit dit uit sy eie nie. Dis die reaksie op die inisiatief van God in jou lewe. Die Bybel leer, niemand kan na God toe kom uit sy eie nie. Niemand wil na God toe kom uit sy eie. Dis nodig vir 'n goddelike inisiatief. En daarom sê die Bybel, God trek mense. Hy verlig hulle geestelike oë. Ons is in duisternis, hy sit die lig vir ons aan. Hy maak ons harte sag, hierdie harde hart wat niks wil weet nie, wat nie eintlik lief is vir die Bybel nie. Kindertjies van nature wil nie kerk toe gaan nie, dis boring en ons wil nie baie dinge doen wat die Here se saak raak nie, want dit is nie vir my lekker nie. Hoekom nie? Want my hart is 'n hart van klip, van nature. Dis hy wat dit sag maak. Dis hy wat my verstand oopmaak sodat dit vir my moontlik kan word om die Bybel te glo. Hy maak my verstand oop, hy verlig dit sodat ek kan sien wat die Bybel sê om hom te sien as verlosser. Om te sien ek is verlore, ek is op pad hel toe sonder hom en dus kan ek my na hom of tot hom bekeer. Gerhardus Vos, een van die baie goeie kommentare oor hierdie gedeelte of oor Genesis eintlik, maar hy sê God saves enough out of the wreck. Hy praat van hierdie toestand waarin die wêreld is. God saves enough out of the wreck to enable him to carry out his original purpose with the self-same humanity he has created. God kon die hele menslike ras verdoem. God kon almal uitwis. Maar dit was nie sy plan nie. Nou red hy, hy vat vir Noag, hy's die middelpunt, hy's die spulpunt van hierdie hele saak. Hy kies vir Noag. Hy laat sy plan in sy lewe na vore kom, want uit hom gaan hy weer die nasie of die wêreld dan populeer. Die rede vir Noag se uitmuntende lewe, die rede waarom ons vanoggend kan kyk na Noag en sê, hier's 'n opregte, 'n regverdige man, is omdat God se genade vooruit gegaan het. Bring ons by die tweede gedagte. Noag het met God gewandel. Vers 9 sê vir ons, vers 9b, Noag het met God gewandel. Ons het dit al gelees, ons het al gesien van Henog met die geslagsregister in Genesis 5. Daar was 'n man met die naam van Henog wat met God gewandel het. En kyk na die voordele. Ek meen, Henog is nie eers dood nie. Henog het die dood vrygespring. Dit was 'n bonus. En nou sien ons hier's nog 'n man waarvan dieselfde woorde gebruik word. Noag het met God gewandel. Noag word soos 'n Henog bewaar van die deel van sonde, bewaar van die oordeel, die vloek wat God uitspreek, want hy gaan deur die vloed, in 'n sekere sin dieselfde gedagte, maar Noag is later egter dood, fisies dood, maar hy word in hierdie sin bewaar deur die oordeel. So
Noag het 'n besondere verhouding met God gehad. Dit was nie sommer maar net soos die meeste mense vandag wat sê, ja, ek glo, en ek is 'n Christen, en jy weet, ek gaan kerk toe. Hy het 'n wandel met die Here gehad. Alexander Maclaren skryf, we begin walking with him, not by holiness, but by faith. But that walk could not be kept up without the cultivation of purity. En wat Alexander Maclaren besig is om te doen, is om vir ons te sê, jou wandel met God begin altyd met 'n geloofstap, om te sê, as gevolg van dit wat die Here in jou gewerk het, sê Here, ek wil U volg, ek wil U dien, ek aanvaar die Here Jesus het vir my gesterf. Dis die geloof waarvan hy praat. Maar nou word dit opgevolg deur 'n wandel van heiligheid, 'n lewe van soeke, strewe na heiligheid, vlug van sonde weg, soek die dinge van die Here. Dis die groot saak wat ons moet raak sien in Noag se lewe. Hy het nie net op 'n dag besluit, dis beter om die Here te volg as om soos die wêreld te wees en dit het hom anders gemaak nie. Dis waar dit begin het, maar dit het verder gegaan in 'n lewe van geloof. Geloof was die eerste tree en later 'n lewe van geloof waar hy dag vir dag gegroei het in toewyding, gegroei het in kennis van die Here Jesus, van sy saligmaker of sy skepper dan nou. Hulle het nie soveel inligting, soveel openbaring soos ons gehad nie. Dis 'n frase wat 'n mens maklik mislees in vers 9. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Hy het bykans in 'n sekere sin alleen gestaan. In 'n wêreld wat ons vir die verlede keer gesê het, baie mense kon hê. Daar word bereken selfs miskien soveel as wat ons vandag op aarde is. Bykans alleen gestaan, soos sommige van die ouens in die geskiedenis. Daar was ek dink aan die 3de eeu na Christus was Athanasius, 'n man wat 'n standpunt ingeneem het oor die drie-eenheid en hy moes sekere gevegte, geestelike gevegte veg oor hierdie leerstelling wat ons vandag ken as die drie-eenheid. Hy het bykans alleen gestaan. Heel wat later manne soos Martin Luther, die ouens wat vir die hervorming soos wat ons dit ken verantwoordelik was. God het hulle gebruik. Bykans alleen gestaan Martin Luther. Ek onthou die woorde waar hy voor die raad, die aartsbiskop wat hom basies kon laat doodmaak, en hy het gesê, hier staan ek kan nie my gewete ontken en anders bely nie. Dis wat die woord sê en dis waarby ek staan. En God sal my help. Bykans alleen geveg. Ek dink aan John Newton wat 'n geveg aangesit het teen die slawehandel in Engeland, in Brittanje daai tyd. En hoe hy ook bykans alleen hierdie stryd moes stry. Ek dink aan Charles Spurgeon wat in die 17de eeu, reken ek later deel van die 17de eeu, 'n verskriklike stryd gehad het. Sy kerk het hom ook uitgeskop, hy was ongewild, daar was 'n verskriklike laagtepunt in sy lewe, as gevolg van die feit dat hy gesê het, hy volg die woord, hy staan by dit wat die woord sê. Nou dink aan Noag, bykans alleen gestaan, in 'n wêreld wat God nie wou ken nie, in 'n wêreld wat God se woord nie geag het nie. Dink aan die woorde wat ons gelees het in vers 5. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al sy versinsels wat in sy hart bedink altyd deur net sleg was. Ons het vir u gesê, dis ons wêreld. Dink aan vers 11, maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God en die aarde was vol geweld. Hierdie woordjie verdorwe beteken letterlik, en verskoon nou die uitdrukking, dis nie altyd 'n lekker ding om dit so te praat nie, maar dis om vrot te wees. Jy koop 'n appel en hy lyk baie mooi, maar as jy hom sny en daar's fout binne, dan sê die appel is vrot. Dis om van binne verrot, bedorwe, verwoes te word. God het 'n goeie ontwerp daar gestel. Hy het die mensdom alles gegee wat hulle nodig het om reg te doen. Hulle het nie. En nou is die aarde verdorwe voor die aangesig van God. Vers 12 wat ons ook gelees het. Toe sien God die aarde aan en dit was verdorwe. Want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. Noag was soos hierdie uitsondering. Hy was hierdie ou wat teen die stroom was. Hy was altyd hierdie
die jongman sal sê dis 'n weirdo, né? Hoekom moet jy altyd anders wees? Hoekom moet jy altyd skeef trek? Dit was Noag, maar die skeeftrek was saam met die Here, want dis die man saam met wie hy geloop het, dis die God wat hy geken het. Te midde van hierdie wêreld wat verrot was, is daar een man wat sê ek sal met God wandel. En hy het nie net die getuienis gehad van ja, ek glo, of ja, ek het my kerk, ek lees my Bybel nie. Hy het dit geleef. Hy het dit geleef. Jy het nie lank met Noag gepraat nie, dat jy agterkom, maar Noag, jy is bietjie anders, wat gaan met jou aan? Hoekom praat jy die hele tyd van die Bybel? Hoekom praat jy die hele tyd van God? Meer as net Noag wat vroom en heilig was, soos Henog, sê die meeste ouens was 'n wandel met God, het in die Ou Testament 'n wandel voor God is, praat van toegewyd. Maar 'n wandel met God impliseer, daar was 'n baie besondere gesprek tussen hom en God. Noag en Henog het heel moontlik direkte openbaring van God ontvang. Noag het direkte openbaring gekry. Noag, ek gaan die wêreld verdelg. Maak vir jou 'n ark. Hier is die plan van die ark. God het met hom gepraat. God het so met Henog gepraat. Dis vir ons moontlik. God wil met jou en met my praat. Hoekom? Want ons het sy woord. Moenie soek na stemmetjies en drome en goed nie. Ons het die woord van God. Om sy stem te hoor. Om met hom te wandel. Dit is wat Noag was en ons moet dit najaag. Noag het met God gewandel. Bring ons by die derde gedagte en ek gaan progressief deur die gedeelte. God het toe sy plan met Noag gedeel. Sy plan kom in vers 13 na vore. God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom. Want die aarde is deur hulle vervul met geweld en kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. God sê vir Noag iets wat hy nie vir die ander sê nie. Maak dit God 'n onregverdige God? As hy iets vir Noag sê wat hy nie vir die ander sê nie. Nee, hy kan dit sê vir wie hy wil. Maar hy kies Noag, hoekom? Want hy het met Noag gewandel. Noag, hier is my plan. Die einde van alle vlees het gekom. Ek gaan hierdie wêreld verdelg. Wat ons hier sien, is iets wat baie ongewild is in ons dag. Iets waarvan baie min mense wil preek, iets wat baie min mense wil hoor. Die slim ouens noem dit vergeldende geregtigheid. Vergeldende geregtigheid. Wat beteken God doen aan sonde presies dit wat sonde verdien. God vergeld ongeregtigheid. Vergeldende geregtigheid. Wat mense doen aan hom en sy saak, wat mense doen aan ander mense, wat mense doen aan die aarde, dit gaan hy doen aan hulle. Dis wat hy sê. My besluit het gekom, ek gaan hulle verdelg. Die Bybelse vertelling van die vloed word plek raak gesien, soos wat ons gesê het nou in ander mitologiese vertellings. En ek het al bietjie daarna verwys in die verlede. Maar as jy nou gaan kyk na die Sumeriese wat die oudste een is, die ander een wat ook baie oud was, wat noem hulle die Atrahasis. Die groot verskil tussen hierdie vertellings, ongeag hoe verdraaid en skeef dit ook al is, en die Bybelse vertelling. Weet jy wat is die groot verskil tussen hierdie verhale? Daar's baie ooreenkomste hoor. Daar was vir my opmerklik baie ooreenkomste tussen dit wat jy in die vreemde mitologiese vertellings sien van die boot en die oorlewendes en die diere en al die dinge. Baie ooreenkomste hier en daar. Maar weet jy wat is die groot verskil? Die motief vir die vloed en die blaam van die vloed. In die heidense weergawes is die mensdom altyd die slagoffers. Die gode wat kwaad word, een van hulle het selfs gesê die kindertjies het te veel geraas. En toe besluit die gode, nee, hier is te veel geraas. Dit is amper soos in die erediens, né? Dit gaan nou te erg. Nou gaan ek hulle almal sommer vernietig. Dis volgens een van die vertellings. Hierdie onvoorspelbare, wispelturige gode wat geïrriteerd raak met die mense en dan word hulle uitgewis. Dis altyd die mensdom is die slagoffers. In die humanistiese perspektief, die menslike perspektief, is dit altyd die mens wat onskuldig is, nie waar nie? Dit is altyd soos histories. Ons sê mos, daar's 3 kante aan 'n storie. Dis jou kant en my kant en die regte kant. Nou hier is die menslike kant. Ons is altyd onskuldig en daarom is ons altyd die slagoffers. Maar as jy kyk na die vloed, is dit presies die verhaal wat die Bybel vir ons leer, is dit presies die teenoorgestelde. Die Bybelse siening
is dat die vloed 'n oordeel was van 'n heilige, regverdige God wat die mensdom regverdiglik vergeld het vir wat hulle gedoen het. Nie een mens wat in Noag se tyd omgekom het, kan sê, maar ek het dit nie verdien nie. En daar's parallelle. Want daar kom 'n oordeel wat baie, dis 'n skadubeeld. Hierdie is 'n skadubeeld van wat aankom is. Daar gaan 'n oordeel wees, mense gaan hel toe eendag en niemand sal kan sê, maar ek verdien dit nie. 'n God wat regverdig en heilig is, en ons verstaan dit baie min miskien daarvan, wat regverdig oordeel, wie se goedheid dit net nie sal toelaat dat hierdie tipe boosheid oorneem en die wêreld vernietig nie. Hy beheer, hy bestuur. So wie kry die blaam vir die vloed? Die boosheid en die onbekeerlike harte, die rebellie in die harte van die mense. Die rede vir vandag se boosheid in ons wêreld, die rede vir God se oordeel wat aankom is, en hoor wat ek vir u sê, dis baie nader as wat sommige mense dink. Die rede vir God se komende oordeel is presies dieselfde as in Noag se tyd. Die mens se onbekeerlike hart en die rebellie in sy hart teenoor die reëls, die wette van God. Dis waarom Petrus vir ons sê, en dis nou die versie wat vooraf, toe ek nou die gelukwense lees, was daar dis in hierdie konteks wat dit gesê word. 2 Petrus 3 vers 5 sê, want moedswillig vergeet hulle, dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het en deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. So dis die geskiedenis wat ons nou tot dusver gelees het. Hulle vergeet van daai oordeel, sê Petrus. Hulle vergeet dat God op 'n punt gekom het en gesê het, dis nou genoeg. En dan sê hy vers 7, maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Jy sien vriende, dis maklik om te sê, maar ek glo nie aan die oordeel nie, as jy sê, maar ek glo ook nie aan Noag se oordeel nie. Maar as jy kan bewys daar was Noag se vloed, dan moet jy weet, as Noag se vloed regtig gebeur het, dan is die kans baie goed dat daar weer 'n oordeel op pad is, en dan beter ek my bekeer, nie waar nie. So kan jy sien hoekom die wêreld se stem eintlik soos 'n refrein na ons kant toe kom. Ag, dis 'n storie. Ag, dis maar net 'n mite. Dis om die kindertjies bang te maak. Dis om die kindertjies net, jy weet, iets te gee om oor te dink. Nee. God se oordeel is regverdig. God se oordeel is oor die boosheid van die mens. En daarom, God het sy plan met Noag gedeel. Bring vir ons by die laaste gedagte. Al hierdie dinge tot dusver is basies die agtergrond vir God het vir Noag geroep. God het hom geroep. Dit begin by vers 13, die A-gedeelte. En God sê vir Noag. Nou dink saam met my aan hierdie uitspraak. Wat 'n uitspraak. Wat 'n uitspraak. God het vir Noag gesê. Dis nie dit moet nie 'n gegewe wees nie. Dit is nie 'n alledaagse ding nie. God maak aan Noag bekend presies dit wat Noag moet weet, sodat hy behoue kan bly, sodat hy gered kan word. God gee vir hom lig op die toekoms. Hy trek die gordyn so 'n bietjie oop. Hy sê Noag, ek wil hê jy moet sien wat gaan ek doen. En dan gaan vir jou die plan gee hoe jy gered gaan word. Ek gaan vir jou wys hoe jy behoue kan bly. Hy moet hierdie dinge weet en God gee vir hom die lig daarvoor. So die man van geloof wat ons nou leer ken het as Noag, die man van geloof wat nie net geloof gehad het om gered te word nie, maar wat in hierdie geloof geleef het, hy is voorberei vir die toekoms. Die man van geloof is die man wat voorberei is vir die toekoms. En dis waar ook vandag. God gee genadiglik vir ons die nodige kennis. Hy gee aan sy mense wat wandel deur die geloof, vir hulle gee die nodige kennis sodat ons sy wil en sy plan en sy werkswyse verstaan. Dat ons kan wandel in daardie geloof en ons volg sy woord, ons volg sy openbarings. Ons sien waarheen is God op pad? Wat is God se doel? Hoe wil hy hê moet ons leef? As ons die Bybel lees en reg verstaan, dan sal ons die wêreld reg verstaan.
As ons die Bybelse dinge verstaan soos wat God met ons praat, vriende, dan is ons nie die tipe mense wat angstig raak as dinge skeefloop in ons wêreld nie. Dan is ons nie die tipe mense wie se platvloerse uitdrukking, wie se wiele afval as dinge skeefloop in ons land of as dinge nie loop soos wat ons dit graag wil hê nie. Dis nooit lekker nie en ons hoef dit nie net te aanvaar nie, of doen wat jy kan om dit te verander, maar jy verstaan, uiteindelik is dit deel van God se plan. Want ons het sy openbarings gelees, ons het sy woord bestudeer. Mense sê baie maklik, jy weet die Bybel is oudtyds. Die Bybel is irrelevant. Die Bybel beteken, wat beteken hierdie verhale nou vir my? Luister, dit is die Bybel wat nie verouderd is nie. Dis die Bybel, as jy saam met God wandel en jy verstaan die woord, jy bestudeer sy woord, is dit die Bybel wat vir jou die openbarings van God gee, sodat jy die tye kan lees, die tye kan verstaan en vrede kan hê te midde van jou omstandighede. Ten spyte van jou omstandighede, moet ek eerder sê. Jy verstaan God en sy handelswyse. So God praat met Noag. En ek wil hê jy moet oplet. God se roeping aan Noag was direk. God se roeping aan Noag was radikaal. Wat hy sê in vers 14: Maak vir jou 'n ark van goeie verhoud. Met afdelings moet jy die ark maak en dit binne en buite met pik bestryk. Nou daar's baie meer gedetailleerde voorskrifte wat God vir hom gegee het. Ons gaan nie nou daarop ingaan vanoggend op die tegniese dinge nie. Ons sal nou sien wat die toekoms vir ons inhou, want daar's nog 'n redelike verhaal. Maar ek wil hê jy moet weet, hierdie gedetailleerde, hierdie direkte roeping van God waar hy met Noag praat, dit gaan hom nou vir letterlik dekades besig hou om 'n vaartuig te bou wat hierdie wêreldwye oordeel van God sal vryspring, wat sal maak dat Noag en sy gesin behoue kan bly, veilig kan wees teen God se oordeel. Hierdie opdrag, hierdie openbaring van God gee die plan sodat Noag gered kan word. En gedurende hierdie tyd van sy werk en bou aan die ark, gaan hy nog steeds God dien. Gaan hy getuienis gee aan mense. Gaan hy sy getuienis uitleef voor die mense. Gaan hy, wat die Nuwe Testament hom noem, 'n prediker van geregtigheid wees. Hy moet leef met 'n gehoorsame, God vererende geloof. 'n Geloof wat hom anders maak as mense om hom, waardeur hy gered sal word. Nou luister, ek wil jy moet mooi verstaan. Geloof in God maak dat jy gered word. Geloof in die Here Jesus. Dis hoekom ons weet jy word gered deur die geloof. Uit genade deur die geloof word jy gered. Maar hierdie selfde geloof help jou om anders te leef. As die geloofs begin net 'n keuse of 'n gebedjie of wat ook al is en daar's niks wat die waarheid daarvan verifieer nie, dan is hier 'n probleem by hierdie oorspronklike geloof. Hoe weet ek dit is egte geloof? Hoe weet ek my geloof sal vas staan? Hoe weet ek dis geloof wat sal maak dat ek gered gaan word en gered sal bly? En die antwoord is, dis hoekom ek sê, Noag het volhard in hierdie Godvererende, gehoorsame geloof. Want geloof maak dat jy sê, nou dat ek 'n kind van God is, as ek daai geloof het, nou gaan ek nie meer hierdie dinge doen nie. Hoekom nie? Dis dan so lekker. Dis deel van my ou lewe. Nou leef ek vir God. Ek gehoorsaam hom. Ek weet wat hy vir my wil hê. Dit maak dit vir my makliker. En as ek dan struikel, dan kom ek terug. Sê ek, Here, ek het U teleurgestel. Ek is so jammer, maar ek los hierdie ding uit. Ek gaan dit nie weer doen nie. God roep ons vandag presies, eintlik maar essensieel op dieselfde terme. Hy roep ons om gered te word. Hoe doen hy dit? Deur die geloof. Die verskil is nie nou hier wat in my lewe kom, nou gaan ek, jy weet mense sê partykeer om jou te bekeer, beteken, nou gaan jy kerk toe, jy gaan Bybel lees, jy gaan ophou dit en ophou dat en ophou sis en ophou so, en jy moet nou meer van hierdie, dan is dit net 'n lys, moets en moenies, en weet jy waarop kom dit neer? Op werke. Jy moet nou sekere goed doen, dit sal jou red. Dit is nie so nie. Die verskil kom by, ek glo God. Ek glo die Here Jesus het vir my gesterf. Hy is my enigste behoud teen die oordeele van God wat aankom is. Ek glo hy het vir my gesterf. Dis geloof.
En dan word daai geloof opgevolg. Dis nou soos Paulus se woorde aan die tronkbewaarder van Filippi, né? Handelinge 16 vers 31. Hy vra vir hulle: "Meneer, wat moet ek doen om gered te word?" Hulle sê: "Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin." Dit sal nie help om net te probeer anders wees nie. Dit sal nie help om net te probeer anders leef nie. Van nature, van ons aard is om te sondig. Maar wat het ons nodig? Hierdie geloof moet voortgaan. Dis waarvan Titus 3 vers 3 praat. Want ons was ook vroeër. Nou dink aan u self en ek wil vir u vra, kyk in die spieël van die woord vanoggend. Paulus beskryf vir Titus iets van elke ongeredde mens. Hy sê, ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerlei begeerlikhede en singenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. As u in die spieël van die woord kyk, sien u dalk u self in hierdie vers? Sien u dalk u vorige lewe in hierdie vers? Ek hoop dis u vorige lewe, want as dit is hoe u nou lyk, dan is dit 'n beskrywing van iemand wat sonder God se genade, sonder geloof lewe. Hierdie is die spieël van God se woord. Ons probleem vandag is 'n sondeprobleem. Die sonde met sy skuld, die sonde met sy verdorwenheid, wat maak dat jy sy begeertes volg en jy word 'n slaaf van jou eie begeertes. Jy word 'n slaaf van die dinge in hierdie wêreld. Die Bybel beskryf dit so. Jy's 'n slaaf van die duiwel, jy's 'n slaaf van jou eie begeertes. Maar nou ontvang jy in geloof van God iets. En hierdie geloof maak jou lewe totaal en al anders. Sodat Paulus nou net verder in Titus 3 sê, Titus 3 vers 4 tot 7, maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het. En nou sê hy so tussen hakies, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, sê omdat jy opgehou het met daai lysie wat jy gesê, nou gaan ek nie meer dit, nou dis 'n goeie ding om daai lysie te los, as jy tot bekering kom, los jy dit. Maar dis nie omdat jy dit gedoen los het nie, hy sê, dis nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered. Hoe? Deur die bad van die wedergeboorte, dis die washings of regeneration, dis die woord wat jou gedagtes nuut maak. En die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons, deur Jesus Christus ons verlosser, sodat ons, hoor nou hoe lyk die lewe vorentoe, geregverdig deur sy genade, erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Nou lewe jy, nou het jy 'n nuwe lewe. Ewe skielik besef jy maar, hoorie, dit wat vroeër vir my lewenslus was, ek wil dit net nie meer doen nie. Ek het geen behaag daarin nie. Inteendeel, ek verafskiet dit. God roep ons om gered te word deur die geloof. Ons sien dit in die lewe van 'n Noag. En dan lewe jy volgens daai selfde geloof. Hier sit dalk mense en luister dalk na hierdie boodskap wat vra, het God genade vir my? Hoe weet ek? God het genade vir my. Weet jy wat is die Bybelse antwoord? Hy het sy seun vir jou gegee. Dis waar die genade is. Glo in die Here Jesus en jy sal gered word. En nou wil ek amper die woorde van die Here Jesus gebruik self. Hy sê, wie 'n oor het om te hoor, laat hom hoor. As jy Jesus sien as jou enigste saligmaker, die enigste een wat jou kan red, dan hoef jy nie te wonder, het die Here vir my gesterf? Het hy vir my ook genade? Dis waar sy genade is. Vlug daarheen. Kan jy sien, ons sit in 'n situasie, soos die wêreld van Noag se tyd, hier kom 'n vloed. Dit gaan nie water wees nie. Dit gaan 'n vuurvloed wees. Dit gaan 'n oordeel van God wees. Dit is nie nodig om daardie vloed tegemoet te gaan, om hierdie oordeel tegemoet te gaan, met die hoop, of met 'n, ek weet nie wat gaan gebeur nie, en wat gaan ek maak, want ek moet voor God staan. Want die mens, dis die mens bestem om te sterwe en daarna die oordeel. En as jy nie sterwe nie en die Jesus kom, selfde ding, daar kom 'n oordeel. Dis nie nodig om te leef soos, dink soos, hoop
so is die wêreld. Ag, ons hoop maar dit gaan beter wees. Ons kan ons maar saam staan, ons sal 'n plan maak. Dis nie nodig om soos die verdorwenheid om jou te word en dan die oordeel van God tegemoet te gaan met jou eie pogings en eendag voor God te moet staan en te sê, maar Here, ek wil nou net ek was in 'n kerk en jy weet ek is gedoop of ek het my Bybel gelees. Wat gaan dit beteken? Is dit jou enigste behoud? Sien jy kans om met jou eie pogings voor God te staan en te sê, hier is my vyeblare, hier is wat ek gedoen het. Kom ons weeg dit, kom ons sit dit op die skaal van God. Niks is goed genoeg nie. God gee genade in Christus Jesus. Sy genade is in sy seun. Daarom ons gaan nog later sien hoe mooi die ark 'n voorbeeld is van Jesus. Almal wat in die ark is, het behoue gebly. Almal wat in Christus is, sal behou bly. Daarom skryf die apostel Paulus Efesiërs 1:7. In hom het ons die verlossing deur sy bloed. In Jesus. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Dis die verlossing in Christus. Dis waar God se genade is. God het Noag ontbied om veiligheid te kry in die ark. God het Noag ontbied om redding te kry in die ark. God roep hom om regverdig en vroom te lewe onder sy tydgenote. En hy roep ons om dieselfde as Noag te wees. Terwyl ons weet daar kom 'n oordeel, vlug na die Here Jesus, lewe in geloof en wees vroom en opreg te midde van ons tydgenote. U sê dalk vanoggend vir my, maar ek weet ek het die Here aangeneem. Ek glo werklik die Here Jesus het vir my gesterf. Ek wil vir u vanoggend sê, dis nie waar dit eindig nie. Want daar's te veel mense wat maklik vir my kan sê, maar daai tyd het ek saam met Dominee so en so gebid, of daai tyd het ek my hand opgesteek in die kerk en ek het agter gebly en ek onthou nog hoe ek my naam met die datum in my Bybel geskryf het. Dis nie wat jou red nie. Dis dalk 'n baie goeie voorneme, dis dalk 'n baie goeie saak, maar die saak is, nou moet jy bewys dat daai stap 'n stap van ware geloof was, deur heilig te leef, deur voort te gaan te midde van verdorwenheid in hierdie dag regverdig en vroom te lewe vir die Here. Is dit moontlik? Sal u vra. Is dit moontlik om te midde van ons tyd heilig te leef? Noag wys vir ons dis moontlik, want dit het nie oor hom gegaan nie. Luister, alhoewel ons Noag iets wil maak, Noag was 'n fenominale man, hy was een van die geloofshelde. My eerste punt was, dis die genade van God wat hom vooruit gegaan het. Maar nou, ook vir ons, sê Paulus in Filippense 2 vers 15 en 16, sodat julle onberispelik en opreg kan wees. Kinders van God, te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou. Vriende, skyn jou lewe soos 'n lig in 'n donker wêreld. Dis my vraag. Hoe lewe u te midde van dit wat in ons dag aangaan? Hoe lyk jou lewe? Hoe lyk jou alles, alle aspekte, alle fasette? Skyn jy soos 'n lig? Dis die waarmerk van jou aanvanklike keuse. Dis die vrug van ware geloof. Dis ons roeping om heilig te wees. En dit het baie skaars geword in ons dag. Dit het bitter skaars geword in ons dag. Ongelukkig moet ek vir u sê, dis min mense wat sal sê, ek lewe vir die Here. Jy kan dit agterkom in hoe ek praat, jy kan dit agterkom in my optrede, by die werk, by die huis, hoe ek vakansie hou, hoe ek ontspan, alles wat ek doen, ek is kind van God. Ek wandel met God. Ek het vroeër verwys na 'n paar manne wat skynbaar alleen gestaan het in hulle stryd teen die verdorwenheid, om getrou te bly. En ek wil graag afsluit met 'n illustrasie van 'n man met die naam van Dietrich Bonhoeffer. Nou ek het alself 'n paar van sy aanhalings hier vir u gebring, want hy was 'n baie goeie Duitse teoloog. Hy was 'n Luteraan, maar hy was 'n goeie predikant, 'n goeie Duitse teoloog. Dietrich Bonhoeffer het bykans alleen gestaan destyds toe die regering van Hitler Duitsland oorgeneem het, toe die Third Reich, soos wat dit bekend gestaan het, oorgeneem het, en teen die Nazi-regime, teen die stem van kommunisme, het Dietrich Bonhoeffer opgestaan. En toe Hitler oorgeneem het, hy het Dietrich Bonhoeffer oor die radio in Berlyn 'n baie sterk uitspraak gemaak teen hierdie propaganda wat gemaak is, onbybelse dinge. Hy is verban
En hy het in Engeland gaan bly. Maar hulle sê Dietrich Bonhoeffer was oortuig, hy kan nie die ding los nie, terwille van sy volksgenote, terwille van sy mense wat in Duitsland is. En hy het teruggesluip, letterlik in Duitsland ingesluip, en hy het teruggegaan eers Berlyn toe, en later het hy begin om die evangelie te verkondig. Hulle het ondergronds kerke gestig, ondergronds het hulle bymekaar gekom. Daar was selfs later 'n teologiese seminarie. Manne was opgelei in die woord. Dietrich Bonhoeffer het 'n stryd gestry teen die verkeerde dinge, teen die verdorwenheid van sy dag. Omtrent 'n jaar en 'n half voor die einde van die Tweede Wêreldoorlog het hulle Dietrich Bonhoeffer gearresteer. En 'n paar dae voordat die vrede aangekondig is, nou in al hierdie tyd was hy in aanhouding, sy familie het nie geweet waar hy is nie. Hulle het gewonder wat gaan aan. Paar dae, letterlik 'n paar dae voor die vrede aangekondig is op 9 April 1945, is Dietrich Bonhoeffer tereggestel. Baie wrede manier gehang, maar dit was in Flossenburg, Duitsland. Nou gaan mense vra, maar wat 'n verlossing is dit? Wat 'n lewe is dit? Dietrich Bonhoeffer, hulle vertel, toe hulle hom kom haal uit sy sel, en sy familie het, ek dink 6 of 8 maande daarna eers gehoor wat van hom geword het. Hulle het nie eens geweet waar hy was of wat van hom geword het. Maar hulle sê toe hulle hom kom haal uit sy sel, het hy omgedraai en vir sy maat wat saam met hom in die sel was, geglimlag en gesê, "This is the end." Hy het geweet, hy gaan nie nou meer daglig sien. "This is the end. For me, it's only the beginning." Dis nie die einde vir my nie. Dis net die begin. Maar toe skryf hy, en dis sy woorde wat behoue gebly het. Hy sê, "Faint not, nor fear, but go out into the storm, into the action, trusting in God, whose commandment you faithfully follow. Freedom exultant will welcome your spirit with joy." Dis die woorde van 'n man wat weet, dit wat hy gedoen het, dit wat hy geleef het, was nie verniet nie. Hy het dit in geloof gedoen vir die Here. En hy sê die beste lê voor. Ons lewe nie vir dit wat ons op hierdie aarde het nie, vriende. En as ons daai perspektief hou, dan kan ons saam met Noag 'n verskil maak te midde van wat ook al aangaan. En dis waarvoor ons geroep word. Kinders van God, jy word geroep om in geloof die Here te leer ken, en dan word jy geroep om in geloof die Here te volg. En jy en jou mense moet getrou wees om, soos wat Dietrich Bonhoeffer te sê, nie bang te wees vir die stryd nie. Nie terug te deins as dit moeilik raak of onaangenaam raak of minder gemaklik is nie, maar dat jy vas staan in stry ter wille van die een wat jou gered het. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons moet vanoggend erken dat ons dikwels struikel. Dat ons U dikwels teleurstel. Dalk nie in dade of in ernstige oortredings nie, maar beslis in ons liefde wat taan vir U woord. Ons liefde vir U saak. Ons liefde vir U wat ons gered het. Nogtans wil ons vanoggend kom, ons kyk na die voorbeeld van 'n Noag, die manier waarop U hom geroep het, gered het, die manier waarop U hom gedra het, letterlik honderde jare, sal U ons ook daardie genade gee. Ons sien in sy lewe sy persoonlike verantwoordelikheid wat hy nagekom het om getrou en om volhardend aan U vas te hou. Ek wil dit bid vir elkeen van ons. Ons wil nie terugsit en hande gevou en wag op U wederkoms nie. Ons weet daar is werk wat gedoen moet word. Ons word geroep tot diens. Ons word geroep om onsself te gee. Ons word geroep om in die stryd of tot die stryd toe te tree. Maar ons wil vanoggend kom erken, as dit nie vir U is nie, Here, sien ons nie kans nie. Sal U ons help? Sal U ons genade gee? Ons eer U vir die woord. Hierdie dinge gee vir ons moed. Ons dank U vir die wolk van getuies, selfs in die kerkgeskiedenis wat ons het. Manne na wie ons kan kyk wat vir ons sê, hierdie ou se lewe is vir my 'n bemoediging. Ek wil ook so vir die Here leef. Maak ons 'n bemoediging vir ander mense. Help ons om vas te staan. Ons bid dit in die naam van Jesus.
Amen.